Goed, vriende, baie welkom by vanaand. Ons is vanaand by die laaste perikoop van die reisverhaal. Dis die tweede gedeelte van Markus se evangelie. Ons het verlede week daarmee begin en julle sal onthou ek het gesê daar's 'n rampie. En die rampie begin met 'n verhaal van iemand wat blind is en dit eindig met iemand wat blind is. En dis Bartimeus en ons gaan vanaand na Bartimeus kyk. En ek het verlede week dan nou gekyk na Jesus wat sy reis begin na Jerusalem toe, maar hy gaan eers noord na Banias toe. En as hy na Banias toe gaan, dan is daar 'n baie belangrike rede daarvoor. Daar's 'n godsdienstige rede en daar is 'n politieke rede. Die godsdienstige rede, dis eers die Kanaanitiese god Baal wat daar aanbid is. Daarna toe die Grieke oorgeneem het, die Helleniste, het hulle die godheid Pan daar aanbid. En toe die Romeine oorgeneem het, is keiser Augustus daarso aanbid. So dis eintlik 'n plek van 'n veel godedom. En nou gaan Jesus spesifiek na daai plek toe. En hy vra vir hulle nou maar, wie sê die mense is ek en wie sê julle is ek? En dan hierdie radikale antwoord, u is die Christus, die Messias wat verwag word, né? En dis 'n politieke uitspraak ook, want wie sit op die troon? Die keiser sit op die troon. Dis amper iets soos, dis nou nie 'n goeie vergelyking nie, maar laat ek maar amper iets so sê, soos, sê nou maar jy wil as 'n stoere Afrikaner of wat ook al 'n groot uitspraak maak en nou gaan jy Bloedrivier toe en jy gaan sê dit daar. Nee, dis amper so iets. Nou Jesus gaan nou na Banias toe. Na Caesarea Philippi is die ander naam. En hy gaan vra daar vir hulle, wie sê julle is ek? En toe het ons gekyk na die berg van verheerliking. Ek het gesê Markus het nie 'n opstandingsverhaal nie, maar hier is ietsie van die berg van verheerliking wat korrespondeer met die Ou Testamentiese verhale van Elia en Moses, maar wat ook vir ons die suggestie gee van hoe Jesus gelyk het na die opstanding in die hemelvaart. So 'n bietjie 'n kunstenaars aanvoeling wat Markus hierso het. Goed, vriende, en dan, ek wou nou baie meer tyd spandeer het, ek het nog net na vanaand nog 2 aande oor, ek wou baie meer tyd in Jerusalem afgestaan het. Ons gaan ongelukkig die laaste 2 weke maar 'n bietjie vinnig gaan oor Jerusalem, maar ek voel tog, ek wil vanaand met Bartimeus afsluit, want dit het 'n geweldige belangrike boodskap oor disippelskap, wat ek dink vir ons ook belangrik is, en daarom moet ons daarna kyk. So kom ons sluit net eers die oë en ons bid saam. Ons wil nogmaals vir die dankie sê, Here, vir hierdie dag, 'n dag van toewyding, 'n dag van rustigheid, 'n dag waar ons op U meer kan fokus as miskien ander dae. En ons is hier om U te eer, Here. En as ons die Bybel oopmaak en dan vanaand weer eens by die Markus evangelie oopmaak, dan is dit omdat ons graag na U wil luister. En ons wil U eer deur dat ons die woord oopmaak. En daarom bid ek, Here, dat soos wat hierdie teksgedeelte 'n boodskap gehad het vir die eerste Christene, dat U ook vanaand vir ons 'n boodskap sal hê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, kom ons lees die gedeelte, Markus 8, nie 8 nie, dit is die eerste ene, Markus 10, die laaste gedeelte nou van die reisverhaal. O ja, en onthou ek het verlede keer uitgewys dat soos wat hy dan nou suid gegaan het, het hy 3 aankondigings gehad dat hy gaan sterf. En elke keer het die disippels onvanpas gereageer. Hulle het nie verstaan waaroor dit gaan nie. Goed, en dan lees ek van vers 46 af. Daarna kom hulle in Jerigo aan. En toe Jesus en sy disippels en 'n aansienlike menigte weer daarvandaan verder gaan. Net soms ook 'n klein opmerking. Wat is dan die punt van Jerigo? Ek weet nie regtig wat is die punt van Jerigo nie, behalwe dat daar in hierdie reisverhaal sekere plekke net aangedui word om te sê hy's nou op pad. Jerigo is naby aan Jerusalem. 'n Mens kan eintlik maklik die entjie stap. Dis verstommend naby aan Jerusalem. Sit daar 'n blinde bedelaar, Bartimeus, seun van Timeus, langs die pad. Toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, het hy begin uitroep, Jesus, seun van Dawid, ontferm U tog oor my. Baie mense het met hom geraas en gesê hy moet stil bly, maar hy het al hoe harder uitgeroep, seun van Dawid, ontferm U tog oor my. Jesus het gaan staan en gesê, roep hom nader.
Hulle roep toe die blinde man en sê vir hom, hou moed, staan op, hy roep jou. Hy het sy boekleed net daar gelos en opgespring en na Jesus toe gegaan. Jesus vra vir hom, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Rabboni, sê die blinde man vir hom, dat ek kan sien. Jesus sê daarop vir hom, jy kan maar gaan, jou geloof het jou gered. Dadelik kon hy sien en hy het op die pad agter Jesus aangegaan. Nou vriende, die eerste ding wat ek vir julle wil uitwys is die opskrif daarso. En onthou, die opskrif staan nie in die oorspronklike teks nie. Die opskrif is deur die Bybelvertalers gegee. En die opskrif sê Jesus genees die blinde Bartimeus. Net soos ons by hoofstuk 8 vers 22 die opskrif kry, dat ek net vinnig so te blaai, Jesus genees 'n blinde man in Bethsaida. Ons het nie daai ou se naam nie, maar hierdie ou se naam het ons. Nou wil ek vir julle dadelik sê dat ek dink nie hierdie titel, opskrif wat die Bybelvertalers gegee het, laat heeltemal reg geskied aan hierdie teks nie. Want dit is asof hulle met hierdie opskrif die klem laat val op genesing. Terwyl dit is eintlik 'n roepingsverhaal. Dit sou eintlik veel meer reg laat geskied het aan hierdie gedeelte as daar gestaan het, die roeping van Bartimeus. En ek wil nou gou vir julle dit verduidelik aan die hand van literatuursoorte. Of die ander woord wat ons gebruik vir literatuursoorte is genres. Jy kry verskillende literatuursoorte in enige literatuur, maar in die Bybel kry jy baie literatuursoorte. Jy kry byvoorbeeld wysheidsliteratuur, jy kry klaagliedere, jy kry lofliedere, jy kry gelykenisse. Jy weet, so kry jy baie verskillende soorte literatuursoorte. En elke literatuursoort het sy eie kenmerke. So as jy nou sê een literatuursoort geïdentifiseer het, kan jy sy kenmerke identifiseer en dan kan jy na 'n ander teksgedeelte toe gaan en kyk of daai teksgedeelte inpas by hierdie literatuursoort. Dink nou maar byvoorbeeld aan die Spreuke wat wysheidsliteratuur is of Prediker. Dis gewoonlik 2 reeltjies. Of maak dit maar party is 4 reeltjies. En hierdie kom ons sê is 2 reeltjies is teenoor mekaar, antiteses. Daar sal byvoorbeeld staan 'n dwaase mens doen dit en dat, maar 'n wyse mens doen dit en dat. So 'n kenmerk daarvan is 2 reeltjies en dis 'n antitese met mekaar. Of partykeer is dit sinoniem. 'n Algemene stelling wat opgevolg word deur 'n tweede reeltjie wat meer spesifiek is, maar wat eintlik nog dieselfde soort van ding sê. 'n Klaagpsalm sal byvoorbeeld een van sy kenmerke of 'n klaagliedere sal een van sy kenmerke is vra. Waarom Here? Hoekom Here? So dis ek noem nou maar net enkele kenmerke. Ek gaan nou nie al daai goeters gaan ek nou noem nie. 'n Loflied dit gaan om die grootheid van die Here wat besing word. Sy skepingsdade word besing, sy groot dade van die verlede word besing. So kry jy sekere kenmerke en as jy nou nie weet wat se psalm is hierdie nie, dan gaan meet jy dit aan daardie kenmerk as 'n maatstaf en dan kan jy dit so identifiseer wat 'n literatuursoort is dit, né? So as ons nou by hierdie gedeelte kom en ek volg nou ook die notas wat ek vir julle gegee het, dan wil ek sê watter kenmerke kry ons by 'n roepingsverhaal? En dan het die slim mense al die roepingsverhale nou so langs mekaar gaan sit en hulle het gesê daar's ten minste 7 kenmerke. En nie al die roepingsverhale het al 7 kenmerke nie. Maar as jy daar min of meer hierdie kenmerke oorwegend kry, dan weet jy hierdie is 'n roepingsverhaal. En vriende, dit is nou vanaand vir my belangriker in die groot geheel om vir julle aan te dui dis 'n roepingsverhaal, want jy gaan nou wonder dalk hoekom is dit nou vir my so groot issue. Maar as ons dit geïdentifiseer het as 'n roepingsverhaal, gaan ons Markus se bedoeling verstaan en sy boodskap vir die mense van daai tyd en vir ons. Nou die eerste kenmerk is sommer eintlik eenvoudig. Maar Jesus loop verby 'n persoon. Die tweede een is Jesus sien hierdie persoon. Dan die mens wat hy sien, sy naam word genoem. En nou dink nou gou aan hierdie 2 genesingsverhale wat ons het. Die eerste ou se naam word nie genoem nie. Dis 'n genesingsverhaal daai een. Want al die genesingsverhale wat ons het, nie een van hulle word die mense se name genoem nie. Maar in die roepingsverhale word almal se name genoem. OK,
Vierde ene, die persoon sy taak of sy beroep word genoem. Die ou wat geroep word, daar word gesê wat is sy werk, of hy's 'n tollenaar, of hy's 'n visserman, of 'n wat ook al. En in die proses los hy sy werk net so. Hy staan op en gee pad, né? Dan, ja, punt 5, Jesus roep daardie persoon, as 'n definitiewe roeping. Die persoon verlaat sy familie, sy taak of sy besittings, en die persoon volg Jesus. Dit word eksplisiet so gesê, elke keer word dit so gesê. Nou goed, kom ons kyk net gou-gou, ek het vir julle voorbeelde gegee op julle notas. As julle kyk na daai tabel, dan sien julle sien die vertikale kolom heel links, nommer ek dit van 1 tot 7, dis die 7 kenmerke. En as julle bo kyk, dan sien julle sien ek het nou horisontaal verskillende tekste. Nou die 3 tekste wat ek uit Markus uithaal, ek gaan dit nou nie dat julle soontoe blaai nie. Dis nie nodig nie, want ek het dit nou, dink ek redelik getrou daar. Die 3 tekste in Markus, die voorbeelde van Markus, het al 7 hierdie kenmerke. Die ene uit Johannes, nie almal nie. Goed, so wat ek nou gaan doen is, ek gaan nou dit so horisontaal lees. En onthou, daar op die bord sien julle dit in die muur of op die skerm. Die eerste een is Jesus loop verby. So ek lees Markus 1:16 tot 18. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop. Ek het dit nou direk uit die Bybelteks aangehaal, né? 1 vers 19, toe hy 'n entjie verder gaan. 2 vers 14, toe hy by die tolhuis verbygaan. Johannes 1 vers 43, die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea te gaan. As hierdie Bybelskrywers 'n roepingsverhaal wil vertel, is hierdie hulle tipiese inleiding. Elke keer het hulle hierdie soort van inleiding van Jesus wat besig is om te beweeg. Ok, nou kyk ons na die tweede ene, Jesus het gesien. Markus 1:16 tot 18. Hy het gesien, hy sien toe. Johannes sê nie hy sien nie, maar hy kry toe. Dan die derde kenmerk, die naam van die persoon word genoem. 1 vers 16, Simon en sy broer Andreas. 1 vers 19, Jakobus seun van Zebedeus en sy broer Johannes. 2 vers 14, vir Levi seun van Alfeus. Johannes 1 vers 43, vir Filippus. 4 word nou die beroep, of dit wat hulle besig is om te doen word genoem. Waar hulle besig was om werpnette in die see uit te gooi. 1 vers 19, waar hulle in die skuit besig was om hulle nette reg te maak. En dan 2 vers 14 wat daar sit. Nou 'n tollenaar doen niks anders as om te sit nie, né? Ja, hier in Suid-Afrika ook by die tolhekke. Die ou wat die tol sit net, ja. Sit bakkant. Okay. Goed, Johannes klop dan nou nie op hierdie punt nie. Dan die 5de ene is, Jesus roep die persoon. 1 vers 16. Hy sê vir hulle, dis nou vir Simon en Andreas, sy broer. Hy sê vir hulle, kom hier, kom saam met my, en ek sal julle vissers van mense maak. 1 vers 19, en dadelik het hy hulle geroep. 2 vers 14, hy sê vir hom, volg my. In Johannes 1:43, en hy sê vir hom, volg my. Goed, en dan die 6de kenmerk sien julle op die muur, die persoon verlaat sy familie of sy taak of sy besittings. Onmiddellik het hulle nette gelos. 1 vers 19, hulle het hulle pa Zebedeus net so saam met die loonarbeiders in die skuit gelaat. Levi het opgestaan en weggeloop van die tolhek af, né? Ja, goed, en dan die laaste ene, die persoon volg Jesus. 1 vers 16, Simon en Andreas het hom gevolg. Jakobus en sy broer Johannes het saam met Jesus gegaan. Levi het hom gevolg. Ok, so ek wys nog net vir julle hierdie literatuursoort, hierdie genre, roepingsverhale, se kenmerke uit. Nou moet ons daai kenmerke gaan vat en op die Bartimeus verhaal gaan toepas om te kyk of dit so is, maar eers net die genesingsverhale. En dis wat ek by punt 4 het van die notas daar vir julle.
'n kenmerk van die genesingsverhale is die naam van die geneesde persoon word nie genoem nie. En nou sê hulle sê maar is daar uitsonderings? Jairus se dogtertjie. Maar haar naam word nie genoem nie, dis sy wat siek is en dis sy wat gesterf het, né? So is dit 'n naamgewing? Ek dink nie so nie. Die ander een was Petrus se skoonma. Petrus word genoem, nie maar sy skoonma se naam word nie genoem nie. Ek het nou weer daai teksverwysings vir julle daarso. So daar is dan nou, wil ek sê, eintlik geen uitsonderings nie. Nie een van die mense wat siek is, se name word genoem nie. En as dit gaan om die genesingsverhale, dan word daar meer aandag gegee aan die hele kwessie van siekte en die proses van genesing. Dink nou maar aan die ou wat deur die dak gelaat is, né? 'n hele storie van daar's nie plek om in te kom by die deur nie, en toe is hulle op in die dak en hulle breek die dak op en hulle laat sak die ou en Jesus is nou eers in gesprek. En elke keer by die genesingsverhale is daar ook 'n hele storie oor die omstanders se reaksie. Goed, hier by Bartimeus gaan ons ietsie daarvan kry, maar ons kry dit op 'n ander manier hierso. So kom ons kyk nou na Bartimeus wat ek noem roepingsverhaal. En ek gaan nou die punte so op die notas volg wat ek vir julle gegee het, dat julle dit kan sien. Die eerste een is, Jesus verlaat Jerigo op sy verdere reis. Dit klop met 1, die mobiliteitsgedagte, hy is aan die beweeg. 2, anders as in ander roepingsverhale sien Jesus nie die man langs die pad sit nie. As julle my nie glo nie, lees vandag weer die teks. Daar staan nie hy het hom gesien nie. Ja, hy het uiteindelik gehoor, met die ander mense het hom gesien en gehoor, né? So, as jy dan sien wil vertaal van hy neem 'n persoon waar, dan kan ons sê, okay, Jesus het hom waargeneem. So, miskien kan ons tog hierdie punt 'n regmerkie voorgee. Die derde kenmerk is, die man se naam word genoem, Bartimeus, seun van Timeus. Die vierde kenmerk, sy beroep word genoem. Wat sy beroep? Hy bedel, hy's 'n bedelaar. Mag dalk nou nie vir jou so indrukwekkend wees soos tollenaar of visserman nie, maar dis hoe hy sy lewe gemaak het. Hy het nie gesit en niks doen nie. Dit was sy werk. Nou het Jesus hom in die eerste plek nie so direk geroep nie, maar hy het hom geroep. Hy roep hom deur die omstanders. En dan die vierde, wat is dit nou, is die vyfde ene. Deur sy boekleed daar te los, verlaat hy per implikasie sy beroep as bedelaar. Goed, en nou is ek, en ons het dit nie so beplan nie, maar ek is nou by Lise se preek van vanoggend. Julle onthou Lise se preek van vanoggend, né? Ek het die teksverwysings daar, ek wil hê julle moet saam met my blaai na Eksodus 22 toe. Dat julle kan sien, wat is dit waarna sy verwys het. En toe sy 'n preek daarmee begin, toe dink ek sommer, yes, dit is 'n oulike en 'n goeie preek hierdie. Eksodus 22, ek gaan lees van vers 25 af. As jy aan 'n arme man uit my volk geld leen, moet jy nooit teenoor hom soos 'n skuldeiser optree nie. Jy mag hom ook nie rente vra nie. Onthou nou, sy het uit Amos gelees, en in Amos het dit gegaan oor arme mense, né? So hier gaan dit ook oor arme mense. Vers 26, as iemand sy klere by jou verpand, moet jy dit voor son onder teruggee, want dit is al wat hy het om hom mee toe te maak. Onder wat anders kan hy slaap? As hy my hieroor aanroep, sal ek na hom luister, want ek is barmhartig. So as jy sy kleed hou, en daai ou roep die naam van die Here aan, en jy weet, jy het moeilikheid, né? Dis wat die Here hier sê. En ons lees nou uit die Torah uit die wet van die Here. So, 'n bookleed, Lise praat van 'n mantel of 'n bookleed, maak nie saak nie. Dis vir mense ontsaglik belangrik, want vir 'n arme mens is dit sy enigste beskutting in die nag. Het nie 'n huis of 'n dak waaronder hy kan gaan slaap nie. So in die dag gee hy jou sy bookleed vir jou, en jy hou sy bookleed, want hy skuld jou geld, maar in die aand moet jy sy bookleed vir hom teruggee. Dis sy enigste beskutting, wat hy kan gebruik om onder die brug te gaan slaap, né? Goed, net om seker te maak, dit is 'n belangrike saak hierdie, kom ons baie na Deuteronomium.
die laaste boek van die Torah, van die Wet van Moses, die eerste 5 boeke, Deuteronomium 24. Deuteronomium 24, ek gaan sommer daar lees van vers 10 af. Hierdie ou is nou nie so arm nie, want hy het 'n huis. Wanneer jy iets aan jou buurman leen, mag jy nie in sy huis ingaan om iets as pand te vat nie. Jy moet buite staan en die man wat aan wie jy geleen het, moet vir jou die pand uitbring buite toe. As die man arm is, moet jy nie die pand na slaaptyd hou nie. Jy moet die pand teruggee wanneer die son ondergaan, sodat hy onder sy kledingstukke kan slaap. Dan sal hy jou seën en die Here jou God sal jou optrede goed vind. Ek weet nie of vers 10 en vers 12 praat van 2 verskillende mense. Jou buurman wat dalk 'n huis het en 'n arme man wat nie 'n huis het nie. Maar hoe ook al, die boekleed of die mantel is dit wat jou beskud. En jy kan nie 'n nag ingaan sonder dit nie. So die fundament van die Joodse geloof was die Torah gewees. So wat ons hier moet verstaan is dat vir hierdie man was sy boekleed ontsaglik belangrik gewees. En waarskynlik het hy sy boekleed daar gesit sodat die mense geld op die boekleed kan neerplaas. Lisa het nou nie die teks vanoggend gelees nie, sy het Amos wel gelees, maar ek dink sy het hoofstuk 8 gelees, maar dis hoofstuk 2 as ek reg onthou van Amos, wat ek net vandag kyk of ek kan kry. Ja, Amos 2 vers, ja, mens sal nou 'n bietjie vroeër moet seker begin lees. Langs elke altaar strek die Israeliete hulle uit op die klere wat as pand gevat is. Maar daar's die storie, hulle dit onregmatig het hulle sê Amos ook die pand gevat van hierdie mense. So ek dink as hierdie man, as hier geskrywe staan dat hy sy boekleed daar gelos het en na Jesus toe gegaan het, dan sê dit hy het sy beroep as bedelaar laat staan en hy het sy enigste besitting laat staan. En hou 'n bietjie vas hier aan. Want ek gaan nou ietsie meer daaroor sê as ons by die ryk jong man kom. Maar ek wil hê julle moet net dit nou op hierdie stadium snap. Dat soos wat Petrus en Andreas hulle nette laat staan het hierdie ou sy boekleed laat staan. Petrus en Andreas en al die ander ouens van Jakobus en Johannes het hulle beroep laat staan en hulle het hulle eiendom laat staan en agter Jesus aangegaan. Dit is presies dieselfde wat Bartimeus hier sou doen. OK. En dan die 7de kenmerk, vers 52 sê baie duidelik, hy het agter Jesus aangegaan, hy het hom gevolg. So, ek hoop ek het op hierdie stadium julle nou oortuig, dat ons het met 'n roepingsverhaal hier te doen. En ek is so jammer dat ek baie keer kritiek lewer teenoor die Bybelvertalers, maar ek kan nie anders as om net vir julle uit te wys, hulle praat nie nonsens as hulle die opskrif het, die blinde Bartimeus, of daar's genesing vir hom nie, dis waar. Dis eintlik 2 literatuursoorte wat hier by mekaar kom. Maar die swaartepunt van hierdie verhaal is die roeping van Bartimeus. OK. Ek gaan dit nou kontrasteer met die ander en dan hoop ek kom ek by 'n antwoord uit van daai een, hoor. Vir homself. Hy's 'n bedelaar, sy werk. Ja, maar nou los hy die kleed daar. Hy los die kleed, hy los alles daar. Net soos die ander ouens hulle nette en hulle skuite gelos het, los hy alles en stap agter Jesus aan. OK. Maar toe hy dit gelos het, kon hy nog nie sien nie. So hy het 'n groot sprong gemaak.
Nee. Bartimeus is sy naam, maar hy is die seun van Timeus. Ja. Maar dit moet sy naam wees, want hulle onthou toe is daar by Petrus en Andreas die seun van, so het hulle die hele tyd die seun van. Dis hoe jy geïdentifiseer is. Jy het nie 'n naam gehad soos Jan de Wet nie. Jy was Jan seun van Pieter. Seun van Jona. Ja, maar ek dink dit is 'n ja, maar die bar is daai waarna jy verwys, bar Jona, is 2 woorde. Bar is op sy eie, die Hebreëse vir of die Aramees dan vir seun van. Ja. Maar nee, hier sit 'n kombinasie samestelling want dit is 'n eie naam. OK. Goed. Ek wil hê dat dit alles wat ek nou gesê het, dat ons net so klein bietjie parkeer. Want met die volgende punt van my notas, punt 6, wil ek nou kyk na die groter konteks van Markus, sodat julle binne die groter konteks kan verstaan waaroor dit gaan. En in die groter konteks wil ek nou kyk na die konsep van die weg of die pad. Nou ek het al vroeër vinnig daaroor gepraat. As ek nou byvoorbeeld sou praat oor tuinbou, of ek skryf 'n stuk oor tuinbou, en ek herhaal die woord rose 'n paar keer, dan sal niemand snaaks dink daarvan nie. Dis mos logies. Dit hou verband met tuinbou. So die logika het geen dieper betekenis nie. Daar's nie ook simboliese betekenis aan dit nie. So sou iemand kon sê dat, maar Leon, as jy nou iets wil maak van die pad, kan dit mos nou simboliese betekenis, of dit hoef dit nie noodwendig te hê nie, want Jesus is mos nou op reis. En as hy op reis is, dan gaan hom ons gepraat word van die pad, want hy kom ons nie gevlieg het in daai tyd nie, en hy kan ook nie boot ry tot in Jerusalem nie, daar's nie water tot daar nie, 'n rivier of 'n dam of wat ook al nie. Dis mos nou logies as hy nou stap, dat daar gepraat sal word van die pad. En dan wil ek sê, dis inderdaad so, dat daar 'n stukkie logika is, as ons, ek het nou nie gaan tel nie, hoeveel keer kry ons die konsep van die pad? Maar ek wil die bewering maak, en ek gaan dit nou probeer bewys ook, dat die woord pad in Markus se evangelie het ook simboliese, uiteindelik veral simboliese betekenis. Dit het veral teologiese betekenis. So as hier geskrywe staan, Bartimeus staan op en hy volg Jesus op die pad, dan sê hy iets diepers as wat ek en jy oorspronklik sommer net sou raak gesien het. Want pad is die simbool van God se verlossing. En ek het nou 'n teksverwysing daarso by die tweede puntjie. Ek hoop ek het hom daarso. Eksodus. Ek wil hê dat julle saam met my, Jesaja, dat julle saam met my na Jesaja 40 toe sal blaai. Die hele Jesaja 40 tot en met 55 vertel van die verlossing wat gaan kom. Hierdie volk is in ballingskap. Hulle is weggevoer na Babilonië. En dan kom die profeet Jesaja na hulle toe in Babilonië en hy bring die goeie nuus. En wat staan in Jesaja 40? Dis daai laaste paragraaf op julle notas, is die teksverwysings. Jesaja 40, die uitkoms is hier, dis daai jubeling. Dit sê julle God, moet julle vir my volk sê, bring vir Jerusalem die goeie tyding, sê vir hom, sy swaar kry is verby, hy het geboet vir sy sonde. Hy het van die Here die volle straf ontvang vir al sy sonde. Iemand roep, maak vir die Here 'n pad in die woestyn. Nou, dis nou weer terug by my kritiek. Julle sal onthou nou Markus het ek gesê, daar staan maak die pad vir die Here reg. Dis nie korrek nie. In die Grieks staan daar maak die pad van die Here reg. En ek het nou net weer ook gaan net dubbel seker maak wat hier aan betref. Die wat die 2020 vertaling het, sal sien, Annette, ek weet jy die 2020 vertaling. So jy kan nou vir almal sê as ek nonsens praat, daar staan maak die pad van die Here reg. Is Jesaja 40 vers 3 langs? Ja. 'n stem roep, maak in die woestyn die pad van die Here reg. Dis die Here se pad.
En wat beteken dit om die Here se pad gereed te maak? Dit beteken om aan te kondig. Dis net om te proklameer. So, wat is die simboliese betekenis van pad in Jesaja? Dis die Here se pad van verlossing. Uit Babel uit gaan julle terugbeweeg na Jerusalem toe. En dit is die Here wat dit gaan doen. Die slawerny waaronder julle julleself bevind, daai juk gaan afgegooi word. Dis die Here se verlossing en pad is die simbool van verlossing en julle gaan op daai pad stap. Die Israeliete in Babylonië het niks gedoen om hulle self uit Babylonië uit te kry nie. Die Here het uiteindelik deur politiek en dies meer vir hulle laat teruggaan. Dis sy verlossing. So in Jesaja 40 vers 3 kry ons hierdie gedagte dat die pad is die pad van verlossing. En dan kan julle maar waarborg, ek het nou weer die Hebreëus gaan kyk en ek het gaan kyk na die Septuaginta. Dis die Septuaginta is die Griekse vertaling van die Hebreëus. Daar staan die pad van die Here. Goed, so, maar weer eens my verskoning, my kritiek 'n bietjie teen die vertaling, maar ek dink die 2020 vertaling het nou daai saak vir ons weer gaan regstel. Dan, as julle blaai na Jesaja 42 vers 16. Dit is nog alles deel van die profeet Jesaja se aankondiging van verlossing wat kom. En wat sê 42 vers 16? Ek laat die blindes loop op 'n pad wat hulle nie ken nie. Bartimeus was blind, né? Dis 'n vervulling van daai teksvers. En dan Jesaja 43 vers 16. So sê die Here, hy wat 'n pad gemaak het deur die see, 'n deurgang deur die magtige waters. Hy wat die strydwaans en die perde laat optrek het. Ek gaan nou nie alles klaar lees daar nie. Dan vers 19. Kyk, ek, hoofletter E, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Vers 20, omdat ek water gee in die woestyn. Hy gee die nuwe pad deur die woestyn. En dan as julle saam met my kan blaai na Jesaja 49 vers 11. Ek lees vers 11. Ek, hoofletter E, ek sal my berge paaie maak, my groot paaie sal sonder opdraandes wees. Daar kom my volk van ver af, vers 12. Party kom uit die noorde en uit die weste. Party kom uit die land van die Siniete. Hoekom kom hulle? Want die Here het 'n pad gemaak. En nou, kom ons blaai na Markus 1 toe. Ons het 2 aande by Markus 1 stil gestaan, die proloog. Maar laat ek weer dit net vir julle uitwys. Waarmee begin Markus sy evangelie? In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe, kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Iemand roep in die woestyn, maak die pad van die Here gereed. Maak die paaie vir hom reguit. En dis 'n aanhaling nou uit daai Jesaja teks uit. En die bedoeling is net, Johannes die Doper gaan dit aankondig. Hier kom die Here se pad nou weer. Wat bedoel hy met hier kom die Here se pad? Hier kom die Here se verlossing nou. Hoe gaan die Here se verlossing nou kom? Nie soos fisies uit Babel uit weer terug Jerusalem toe nie. Die Here se verlossing kom nou in die persoon van Jesus. En onthou ek het veel uitgewys, die proloog begin met die woord evangelie en eindig met die woord van die evangelie. Wat is die evangelie? Dis die goeie nuus. Pad en goeie nuus. Goeie nuus en verlossing en pad hou alles met mekaar verband. En in Jesus gaan dit gebeur, sê die Markus evangelie, né? So vriende, elke keer wat jy die woordjie pad lees in Markus se evangelie, moet jy weet, dit suggereer, dis die Here se pad, en dis die pad van verlossing. En aan die einde van die reisverhaal, is hierdie perikoop van Bartimeus, en 2 keer, word daar 'n aanduiding gegee van pad, dat ek nou net weer vinnig my plek kry. Want hy was langs die pad, hy was nog nie op die pad nie.
En toe neem hy maak 'n besluit. En dan sê die laaste versgedeelte, vers 52b, dadelik kon hy sien en hy het op die pad agter Jesus aangegaan. So ek het gesê, ek begin met die stelling dat pad hier nie net 'n logiese term is nie. Pad hier het simboliese, teologiese betekenis. En om te sê dat Bartimeus het op die pad agter Jesus aangegaan, wil eintlik ten diepste sê, hy het God in Jesus gevolg op die pad van verlossing. Hy het geantwoord op die roeping wat hy gekry het. En nou gaan hulle in Jerusalem instap. Yes. Jesaja 40 het ek gelees en 43 en 49. Ja. 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 En die pad wat hy nie ken nie, want nou gaan hy agter Jesus aanstap, né? Hy het nie idee wat voor lê nie. Want onthou nou, dit is nou na Jerigo, né? So daai 3 lydensaankondigings al langs die pad, het hy nie gehoor nie. Hy het dit nie gehoor nie. So hy weet nie. So hy stap nou blindelings, by wyse van spreuke, agter Jesus aan. Maar siende. Yes. In die Ou Testament gebruik hulle die woorde die weg van die Here gelyk. Die Nuwe Testament gebruik die pad. Maar dis maar die vertalers wat die woordkeuse maak. Dis hoekom ek net gesê het pad of weg. Wat jy ook al, die Griekse sê hodos. En dis dieselfde woord wat oralste gebruik word. Dit in die Griek staan dit so, die pad van hom, hoor. Hebreëus is 'n bietjie moeiliker, daar staan derech Yahweh. Hy het nie daai verbuigings nie, die taal is net 'n bietjie anders. Dit letterlik staan daar pad Here. Maar die Grieks, die Septuaginta, dit gaan vertaal as pad van die Here. En alhoewel die saak net vir my belangrik is nie oor net taalkundige korrekte vertaling nie. Ek wil net hê ons moet verstaan, dis die Here se verlossingspad. En al wat ons kan doen is om dit te verkondig. Ons kan nie die pad self bou nie, ons kan dit net verkondig. En dis waarby ek wil uitkom vanaand. Ons moet op die pad volg. Ons moet op die pad stap. Dis die uitnodiging. En ek is nou amper terug by jou vraag, want wie stap op die pad op die ou einde? So as jy op my notas kan kyk nou na 7.7, Bartimeus in kontras met ander karakters in Markus se evangelie. Nou, die eerste ene waarmee ek dit wil kontrasteer, is in hoofstuk 10, vers 17. Van vers 17, die opskrif is, die ryk jong man. Net toe Jesus uit die huis uitkom om verder te gaan, het daar iemand aangehardloop gekom. Hy val toe voor hom op sy knieë en hy vra vir hom, goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? En daarom sê Jesus vir hom, waarop noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe God alleen. Jy ken die gebooie. Vers 20, meneer sê vir hom, dit alles het ek van my kinderdae af nagekom. Vers 21, Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, net een ding kom hier kort, gaan verkoop alles wat jy het en gee jou geld vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê, kom dan terug en volg my. Hy het egter geskrik toe hy dit hoor en het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Bartimeus het net een besitting en hy laat staan dit net daar en hy volg Jesus.
Vriende, dis wat ek nou al hoeveel kere gesê het. Jy kan nie net 'n perikoop of 'n teksversie op sy eie lees nie. In geval nie net Markus nie, by al die Bybelboeke. Jy moet dit lees saam met ander perikope ook. Want dit is in die kontras wat die boodskap of is in die aanhaak, die sinonieme aanhaak wat die boodskap versterk word, né? So Bartimeus is 'n arme mens. En hierdie ryk man is 'n ryk mens. En vir albei word gesê volg my. En die een volg en die ander een volg nie. Wat wil Markus vir ons sê? Markus wil vir ons sê almal word geroep om Jesus te volg. En dit vra waarskynlik 'n prys. En jy moet weet om Jesus te volg beteken jy moet Jesus volg met al die konsekwensies wat dit mag hê. Maar as nie net 'n kontras met die ryk jong man nie. Daar's ook 'n kontras met die kerngroep van die disippels. Met die kerngroep bedoel ek Petrus, Johannes en Jakobus. En wat Markus probeer doen in sy evangelie is om hierdie kernleierskapsgroep vir ons op die tafel te sit en te wys hoe hulle misluk as disippels. Hulle mag dalk die leiers wees, maar hulle misluk as disippels. En sulke goeders maak 'n mens nou nogal 'n bietjie benoud. En nou het ek verskillende teksverse en ek wil hê julle moet maar saam met my blaai na die teksverse dat julle dit sien om 'n aanvoeling te kry van waarmee is hy besig, want hierdie driemanskap, leierskap, disippelskap is 'n goue draad deur hierdie hele evangelie. Markus 5 vers 37 rond moet dit wees. Ja. Maar dit gaan oor Jairus se dogtertjie, Markus 5 vers 37. Jesus het niemand behalwe Petrus, Jakobus en Johannes toegelaat om verder saam met hom te gaan nie. En wat is die bedoeling? Hulle is soort van 'n bietjie uitverkore. Nou, hulle kry spesiale aandag, spesiale opleiding, kernopleiding om saam met Jesus te gaan dat hulle self kan sien wat gebeur daarso. Dan Markus 8 vers 29, dis nou daar by Caesarea Philippi Banias waar Petrus eintlik sê U is die Christus. Dis 'n baie positiewe opmerking van Petrus. Maar dan dadelik gaan berispe hy vir Jesus. Ek wil net hê julle moet net weer dit raak sien, vers 33, hy het omgedraai. Wag 'n bietjie Petrus. Vers 32. Toe het Petrus hom, Jesus op sy geneem en hom, Jesus begin berispe. Dit wil ek hê met julle raak sien en dan het ons nou verlede week hoofstuk 9 gedoen van vers 2 af. 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en ek het gesê in 'n sekere sin is hierdie perikoop, die verheerliking op die berg is die kersie op die koek van hierdie hele evangelie. So hulle die kersie op die koek ervaring. Hulle sien die verheerlikte Christus. Hulle sien hoe Jesus voor hulle oë transformeer, 'n metamorfose ondergaan. Saam met Moses en saam met Elia sien hulle dit. Hulle het 'n bepaalde privilegie. En nogtans verstaan hulle nie. Want as julle nou kyk gou-gou daar by vers 10, 9 vers 10, hulle het hulle toe aan hierdie opdrag gehou, dis om stil te bly, maar onder mekaar geredeneer oor wat dit beteken as hy sê dat die seun van die mens uit die dood sal opstaan. So hulle verstaan nie wat is besig om daar te gebeur nie. Vriende, ek gaan nie al die teksverse lees nie, maar kom ons blaai dan nou net na 13 toe. Hoofstuk 13 vers 3 as ek reg is. Ja. 13 vers 3. Jesus het op die Olyfberg gaan sit, reg oor die tempel is op die Sionsberg. Toe hulle alleen was, vra Petrus, Jakobus en Johannes en Andreas is hierby. Ek het nie 'n idee hoekom is Andreas hierby nie. Daar's nog een geval in waar die drie se name en Andreas genoem word. Ek kry nie in al die navorsingsmateriaal antwoord daar nie, maar feit van die saak is wie die kernleierskap en hulle vra hier vir Jesus oor die eindtyd. Want die hele hoofstuk 13 gaan nou oor dit wat voor lê. So hulle kry as bevoorregtes
binne inligting. Goed, en as julle dan saam met my blaai na hoofstuk 14 toe, dis nou na die laaste instelling van die nagmaal, toe gaan hulle Getsemane om te aanbid, en vers 33 sê, daarna neem hy vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom. Wie neem hy saam? Die 3 manskap. En nou gaan dit oor sy nood. Hy gaan bid. Hy sien nie kans vir hierdie kruis nie. En hy vra hierdie 3 manne, kom ondersteun my. En nou lê hulle in slaap. Goed. En die heel laaste wat ek net julle aandag wil opvestig is hoofstuk 16 vers 7. Het gaan nou net oor Petrus, want tussen die 3 staan Petrus uit. 16 vers 7, maar gaan sê vir sy disippels, en in die besonder vir Petrus, want Petrus het 'n bevoorregte posisie. En wie het Jesus 3 maal verloon, sê Markus? Petrus. En wat word na die verloning van Petrus gesê? Net mooi niks. Nie in die Markus Evangelie nie, in elk geval. So wat is die prentjie wat hy skets vir ons? As julle kyk by daai kolletjies, julle sien in die notas wat ek vir julle gegee het, daai wat so in kursief is, en dan die volgende kolletjie, die implikasie. En ek gaan dit lees daar. Hulle wat eerste geroep is, verstaan nie die aard en die implikasie van Jesus se roeping en disippelskap nie. Maar hy wat laaste geroep word, wie is hy? Bartimeus. Volg Jesus onmiddellik op sy weg. Dis die onbekende figuur wat vir Jesus volg. Hy figureer nêrens weer nie. Ek wonder hoe het Petrus, Jakobus en Johannes gevoel toe hulle Markus se evangelie kry op 'n goeie dag en hulle lees dit. Matteus se evangelie en Lukas se evangelie en Johannes se evangelie skets nie hierdie uiteindelik negatiewe beeld van hierdie 3 manskap nie. Markus se evangelie is eerste geskrywe. Hoekom skrywe Markus dit? Onthou nou gou 'n bietjie die datering. As julle sou vergeet het, bladsy 66 in die 2020 vertaling, net daar aan die begin van Lukas se evangelie, kry ons die naamlys van al die keisers en die jaartalle. Na alle waarskynlikheid is Markus se evangelie geskrywe so in die helfte van die 60er jare na Christus tot voor 72 voor Christus. Sê baie geleerdes. 72 is Jerusalem vernietig. Daar is geleerdes wat sê as eers na Jerusalem vernietig is, na 72 vernietig, as hy geskryf. Ek sê, wat maak dit nou regtig saak? Daai hele periode was 'n periode van moeilikheid. Want as jy praat van, kom ons sê, nou maar so 64 na Christus geskrywe, dan beteken dit Nero was die keiser. Wat het Nero met die Christene gedoen in Rome? Hy het hulle verbrand, het hulle doodgemaak. So die Christene in Rome kry uitermate swaar. Kom ons kyk na Jerusalem toe. Hoe's die lewe dan nou in die tyd wat Markus geskryf het vir die Christene in Jerusalem? Dis moeilik. Generaal Vespasianus met sy Romeinse magte is daar. Hy gaan terug om keiser te word. Sy seun Titus volg op. Titus loop Jerusalem plat, brand hom tot die grond af, vernietig die tempel. Dis moeilike tye vir die Christene. So of jy in Rome is en of jy in Jerusalem is, jy's in die moeilikheid. En is in daai tyd dat Markus nou hierdie evangelie skryf. Waaroor? Ja, ek weet oor Jesus, maar oor disippelskap. Disippelskap beteken jy volg vir Jesus. En die ouens het nie meer baie energie om vir Jesus te volg nie. Want hulle gaan doodgemaak word en hulle kry in elk geval swaar. So hy skets 'n prentjie vir hulle van Jesus as die gekruisigde. Dit moet ons nou doen van volgende week af. Om vir hulle te sê, maar dis die pad. As ons begin dan by Jesaja 40 en Jesaja 43 en Jesaja 49 en ons is nou nuut by die pad, proloog van Markus se evangelie. Waarna toe gaan hierdie pad? Na die kruis toe.
Maar moenie die verheerliking op die berg vergeet nie. En wie moet volg op die pad? Man, Petrus, Jakobus en Johannes moet volg op die pad. Skitter hulle agter Jesus aanstap? Rarig nie, né? So die uitdaging wat gestel word is, volg soos blinde Bartimeus. Ons dink vandag terug aan daardie mense. En ons het 'n hoë aansien, of 'n hoë aansien van Petrus, Johannes en Jakobus. Maar ons is blind vir Bartimeus, is dit nie? Maar eintlik wat ons moet raak sien, ek wil nie ons moet 'n streep deur Petrus en Markus en Johannes en Jakobus trek nie. Dit is deel van, as ek Engels mag gebruik, reality check vir onsself. Maar hierdie onbekende Bartimeus moet eintlik vir ons die inspirasie wees. En dit is hoe die tweede deel van Markus se evangelie afsluit, die hele reisverhaal afsluit. Hy sluit af op 'n hoogtepunt. Hy sluit af op die verhaal van Bartimeus. So as ek gesê het dat die tweede deel bestaan uit is omraam deur twee blindheidsverhale, dan praat ek nie heeltemal die waarheid nie. Dit word omraam, maar dis eintlik 'n roepingsverhaal waarmee hy afsluit. So vriende, ek hoop julle sien hoe die goeders met mekaar vervleg is en hoe die boodskap uit die geheel uitkom en die kleiner deeltjie se ware betekenis of sy volle betekenis kom net tot sy reg wanneer jy hom lees binne die konteks van die geheel. So vir my as dominee, as ek nou sou preek oor Bartimeus en ek lees net hierdie teksverse en ek verdiskonteer nie die groter konteks nie, ek lees nie die groter konteks se betekenis in as het ware nie, dan mis ek die punt. Jy moet die groter geheel ook lees en verstaan. Goed, daar sien julle by die volgende punt. Ek moet net dit sê, die volgende, die roepingsverhaal van Bartimeus word vooraf gegaan deur Jakobus en Johannes se verhaal. Kyk nou net gou-gou, daar by hoofstuk 10 weer, dat ek nou net weer so toe blaai. Ons het nou gelees vanaand vanaf vers 46. Maar die vorige perikoop, is mos 'n perikoop wat volg op die derde aankondiging. En kyk by vers 35. Van wie word gepraat? Jakobus en Johannes, seuns van Zebedeus. Hulle kom toe na Jesus en sê vir hom: Here, ons wil graag hê u moet vir ons doen wat ons vir u vra. En wat vra hulle? Wel, een van ons moet aan die regterkant sit en die ander moet aan die linkerkant sit. Hulle eie posisies, né? Wat maar net weer nog bevestig ook is nie, Petrus het 3 maal verloon, maar hulle het na die derde aankondiging nog steeds ook nie verstaan nie. En dan vra Jesus 'n vraag, vers 36. Wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Dis presies dieselfde vraag wat Jesus vra vir Bartimeus in vers 50. Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Kan julle sien hoe dit verweef in mekaar, die perikope? As jy dit nie raak sien nie, dan mis jy so 'n bietjie van die kunstenaar Markus, maar jy mis ook ietsie van die fyn nuances van betekenis, né? Yes, Johan. Ja. Ja, mens weet nie daaroor nie. Kyk, die geleerdes het baie teorieë oor wie die Markus was en daar's baie sterk argumente sonder dat een argument 'n deurslaggewende argument is, maar een van die gedagtegange is hy was as ware 'n disipel van Petrus gewees. So hy het baie saam met, weet nou na al hierdie gebeurtenisse, so daar's sterk argumente daarvoor ook, maar hy was op die toneel. Hoe hy op die toneel was, weet ons nie. En hy is ingelig. En so glo ons mos, geïnspireer op die Heilige Gees. En dat hy nog
kunstenaarsgawe ook gehad om te weet hoe om te skryf. Goed, ek wil net gou daai volgende kolletjie hanteer ten slotte. In 8 vers 32, die program van disipelskap word deur Petrus verwerp. Gaan nou weer terugblaai, onthou julle? Wie sê julle is ek? En Petrus sê, u is die Christus. En wat doen Jesus toe? Hy gee sy eerste aankondiging van die 3 aankondigings dat hy gaan ly en sterf. En wat gebeur toe? Petrus berisp by Jesus. Hy berisp hom. En dan nou, as ons nou na hierdie Bartimeus verhaal gaan kyk, wat doen die skare met die getroue disipel Bartimeus? Hulle berisp hom. Presies dieselfde woordjie in Afrikaans en Grieks. Hulle berisp daai ou. Die ou wat reg is, hulle berisp hom. Maar goed, hulle het bygekom. En dan die konklusie. Ek sê Petrus, Jakobus en Johannes reflekteer 'n historiese realiteit. Dis wat gebeur het. Maar Markus bring egter vir sy lesers ook 'n boodskap. Die geloofsgemeenskap moet hulle self spieël in die geskiedenis van die eerste disippels. Die lewensomstandighede onder die Romeinse bewind het geloof in Jesus nie maklik gemaak nie. En hulle word genooi om soos Bartimeus vir Jesus te volg op sy pad van die kruis, die lydensweg. Vir Markus beteken leierskap nie noodwendig disipelskap nie. Daar's baie lyne deur die hele evangelie. Dit gaan oor Jesus. Jesus is God se verlossingsweg. Maar dit gaan oor die uitnodiging vir ons om op daardie pad agter die Jesus aan te stap. Jan? Jy het baie gepraat oor die weg. Dit hoekom hulle in Handelinge dan praat van die mense van die Ja. Want die oomblik as jy praat van die weg in daai tyd, dan hoor die mense Jesaja. En dan weet hulle dis die pad van die Here. Dis die pad van verlossing wat nou aanbreek. Dis hoekom ek sê dis nie soos die woord rose wat logies is nie, né? Dit is logies, maar dit het dieper betekenis. Daai mense het iets anders te gehoor as wat ons dalk vandag sal hoor as jy praat van die weg. So ek sluit af met hierdie versie, vers 52. Dadelik kon hy sien en hy het op die pad agter Jesus aangegaan. Hy het op die verlossingspad begin stap. En dan moet ons nou in Jerusalem instap volgende week om te sien wat dit als behels. Vriende, ek hoop ek slaag daarin om iets van my opgewondenheid oor te dra aan julle. Ek dink dit is fenomenaal hierdie boek. Die ander Bybelboeke ook. Maar dis net verstommend wat hier besig is om te gebeur. En 'n mens sien dit, mens lees dit so maklik mis. Ons het 'n lied waarna ek wil hê ons moet luister. As ons luister lied, hoor dit ook as 'n uitnodiging. Karen, as jy dit vir ons kan speel en miskien net die ligte daar sommer afsit, dankie. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though
turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Here Jesus, tussen 'n Petrus, Jakobus en Johannes aan die een kant en 'n Bartimeus aan die ander kant, fluktueer onsself maar heen en weer. Party dae is daar soveel dinge waaroor ons skaam en verleë is. Ander dae is ons so vol moed en vol bravade. In alle nederigheid wil ons onsself maar net weer as u volgelinge verklaar. U is die Here van ons lewens. En ons wil bid, o Heilige Gees, dat u vir ons alles sal gee wat ons nodig het om volhardend te stap agter Jesus aan. Help vir ons om waardig die naam Jesus, volgeling van Jesus te wees in hierdie wêreld. Help vir ons, Here, om te kan sien waar ons blind is. En help vir ons om te breek met dit waarmee ons moet breek, dit wat ons moet agterlaat, om meer getrou aan u te kan wees. 'n Lied soos hierdie, die Here, ons wil dit uit volle bors sing, saam sing. No turning back. Laat in die week wat voorlê, u naam deur ons elkeen se lewens verheerlik word.